alle depressie, angs en vrees, twyfel, kleingelowigheid, Here, ons kom spreek dit teen. Here, U sê uitdruklik, I did not give you a spirit of fear. Ek het jou nie 'n vrees, 'n gees van vrees gegee, but of love, power, and sound mind. Van liefde en krag en van goddelike denke. En Here, mag U woord wat ons vanmôre ontvang, Here, mag dit waarlik direk vanuit U hart uit wees. Mag U vanmôre spreek, mag U vanmôre harte oopmaak, mag U vanmôre harte van klip, vanmôre harte van vlees maak. Mag ons vanmôre ook hierdie woord vat, Here, en soos 'n spieël voor ons hou, soos U woord, Here. Mag ons eie harte ondersoek om te sê, Here, waar is dit waar my kleingelowigheid dalk vanmôre dalk wankel? Dat ons vanmôre ons oop U sal rig, die koning van alle konings, sê, Here, hier is ons. Laat U wil geskied. Jesus Christus se naam. Amen, amen. Dis welkom om die plekke te neem. Waarlike voorreg om die woord vanmôre met U te mag deel. En ek moet sê, en hierdie skyfie wat ek die titel op geplaas het en wat ons gestuur het, ja, ek moet sê, toe ek hierdie foto's sien, dit het net iets in my hartsnare geroer. Ek bedoel die reën en ek neem aan 'n sneeu of haal of iets wat daar voor die voeltjie staan. Ek kyk na die foto en ek besef, is dit nie hoe ons baie keer almal voel nie. Ons is in hierdie storm en jy voel eintlik maar magteloos. Die ekonomie druk en die myne weet ek trek swaar, besighede trek swaar, gesondhede is nie altyd waar dit moet wees nie. Hierdie week wat verby is en selfs verlede week wat ons nog nuus gekry het van mense wat gediagnoseer is met kanker en natuurlik afsterftes. 'n Skoonpa wat Vrydag weer 'n begrafnis gedoen het by Yonder. Ek dink dit is nou al 9 of 10 mense wat net in die laaste 2 of 3 maande oorlede is daar. En ek dink myself, Here, hier is soveel hartseer en pyn. En dan kyk ek weer eens na hierdie voeltjie en dan dink ek, Here, wat 'n beheer het ons as mens? Jy al ooit so gevoel waar jy totaal en al net buite beheer voel? Dis 'n geval van, weet jy wat, ek het absoluut geen beheer nie. Enigiemand het ook so gevoel. En ek dink ons voel nog steeds soms so. Ek dink selfs as ek hier so staan, dan dink ek myself, Here, U ken my lewe, U ken my gesin, U weet waar U met my op pad is en as 'n man en dan kom die storms en dan dink jy myself, Here, al wat ek kan doen is net die kop sak. Hou die ore plat en vertrou. Lewe voel soms net soos 'n rollercoaster, nie waar nie? Ha? Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie. Rollercoaster. 'n rolplek maatjie, ek weet nie, wat is 'n coaster? Ek weet nie. Dankie, Miss Kitty. Maar ek moet sê, in hierdie storm, wat mense soveel keer te staan voorkom, en ek dink, soos ek sê, is dit, die storm is eintlik altyd daar, dit is net, ek wil amper sê, die graad daarvan, wat soms is, ek dink in die menslikheid, voel of dit verskil. Maar ene wat my opgekom het, wat ek begin besef het, en soos wat ek in die woord mediteer en maal, en jy kou, en jy kyk na wat die manne en die vroue van God in die skrif self ervaar het, hulle het ook deur storms gegaan. Elke een van hulle, daar's nie een man of een vrou in hierdie boek wat ek al van gelees het, wat glad nie deur 'n storm gegaan het nie. En dan kyk ek na die skrif, en dan besef ek, Here, besef ons as mense, dat die Here was gevolg deur vissermanne. Nou wil ek die vraag aan ons stel is, wie weet regtig baie van vis af? Ek weet nie so een of twee van julle wat vis vang. Ek is te bang om vis te vang, want ek weet nie wat se aas om te gebruik nie. Toe ek net begin leer het, die eerste keer wat ek omtrent vis gevang het, toe haak ek die ou agter my met die hoek deur sy naaltjie. Dit het nou nog 'n vrees in my, dat as ek gooi, maak ek seker die hele gesin en familie en almal staan langs of voor my, maar net nie agter my nie, is gevaarlik daar so. Ek het daai ou se naaltjie gehak, ek het amper hom ingegooi. Weet jy, miskien het ek 'n walvis gevang, ek weet nie, maar in 'n geval, toe hak hy. En ek besef myself, wat weet ek van vis af? En ek besef, maar selfs Jesus het na die vissermanne toe gegaan. Onthou, Jesus in ons menslike denke weet niks van visvang af nie. Tog het die vissermanne hom gevolg. SARS.
Julle is lief vir SARS, nie waar nie? Prys die Here vir SARS. Ons is lief vir hulle, ons gee om vir hulle en ons betaal hulle. Ons gaan nie daai rekord sit nie. Maar tog, en wat het Jesus geweet van SARS af? Dan dink ek met myself, maar Here, die visserman het U gevolg. Selfs Matteus, wat 'n tollenaar was, selfs hy het U gevolg. Nou kyk ons na Simon en hy was 'n ywerraar. Hy was baie radikaal in sy godsdiens en hy het met passie, ek weet nie wat hy bedien het nie, maar hy was 'n godsdienstige man. En tot toe hy Jesus ontmoet, begin hy Jesus volg. Die mediese wêreld. As ek wil iets weet van medisyne, dan bel ek vir Bevan of ek bel een van twee van my ander pelle wat weet van wat medisyne ken. 'n Peertron en daai manne. Maar gelukkig Bevan, you clever brother. Jy is slim broer. Yes, see. Dan bel ek hierdie manne, want wat weet ek van medisyne af? En dan dink ek vir myself aan my menslike denke, wat het Jesus geweet van die medisyne? En tog, en dit is beweer dat Lukas blykbaar in die mediese veld was, tog kom Lukas en hy volg vir Jesus. En gemeente, die punt wat ek wil oorbring is dat wanneer Christus op aarde geloop het dit nie gegaan oor sy titel van besigheidsman of sy titel van 'n visserman of 'n titel dalk van SARS of 'n titel van menslike oogpunt nie. Hy was die seun van God en hy is die seun van God en hy het met goddelike wysheid sy hart gevul en net gewandel en hy het met mense connect en hy was lief vir kuier. Ek is oortuig van 'n moes koffie gewees het in daai tyd, van waarmee het hulle so lekker gekuier, dit moes koffie wees of Coke. So hulle het lekker saam gekuier, hulle het saam gewandel, hulle het saam die evangelie versprei en hulle kyk vir Jesus en hulle volg hom. En dan vra ek myself die vraag, wat was dit wat Christus gehaat het, dat jonk en oud, ryk en arm, seun of dogter, Jood of nie Jood, hom gevolg het? Deur al sy storms, deur al die uitdagings, het hulle hom gevolg. En vanmôre wil ek jou bemoedig as man, as vrou, as jonk of oud, dat ek en jy kan met volle vertroue herinner word vanmôre. Dat ek weet, ek as Steven, ek as of Pastor Ben, Pastor Ria en Pastor Harry, ons verstaan nie altyd waar julle gaan nie. Ek gaan dit met alle eerlikheid sê. Wat weet ek van om 'n middags oop te hou? Dirk, ek weet nie. Ek ken 'n bietjie van syfers want ek het vir Plaasco gewerk vir so 'n jaar en 'n half. Maar om daai deure oop te hou is 'n uitdaging. Om die myne se deure oop te hou is 'n uitdaging. Ek bedoel, hier's hoeveel besigheidsmense wat hier so vandag sit. Om julle deure oop te hou, ek weet nie. Ek weet julle is lief vir SARS, maar ek weet nie om julle deure oop te hou nie. En die Here kom en hy deponeer hierdie goddelike wysheid in jou. En tog kom Jesus en hy herinner ons dat ek en jy, ons almal verskil. En selfs toe Jesus op hierdie aarde geloop het, dit maak nie saak watter status, watter geslag, jonk of oud, Jood of nie Jood, maak nie saak wie jy was nie. Jesus het gekom en hy het vir almal gesterf, almal. En dit is wat my hoop gee vanmôre, is dat wanneer ek dink in my menslikheid, met al my kennis, dan dink ek myself, Here, ek het so 1 of 2 papiertjies teen die muur, wonderlik. Nou, die beradingsstudente, julle sal onthou, ekskuus, ek het 'n tafel hier, want julle weet, ek hou van praktiese voorbeelde. Dan dink ek myself, weet jy wat, my kennis, kyk my papier teen die muur, wonderlik, yes, die broer, ek het dit. Ek is slim, ek weet wat ek doen, jy kom in, jy vertel my iets, en dan besef ek, okay, jou kennis is beperk, maar okay, kom ons praat. En dan kom die Here met sy genade, sy groot genade, en hy herinner my, Steven, selfs in jou storm, met jou bietjie kennis wat jy het, kom ek, en ek kom help jou. Nou, ek kon nie 'n groot genoeg houer kry nie, want dan moes ek die kerkie voor jou neersit, of groter. So net terwille van die illustrasie, die Here kom, en hy word nie beperk in sy kennis nie. Maar dan kom die Here, en in my bietjie kennis wat ek het, kom en herinner my en hy sê, hey broer, ek kom en ek kom vul jou met kennis, met jou met wysheid. Ek het al baie keer myself gedink, Here, in beradingssessies, dan sit jy daar en dink jy by jouself, ek weet nie. Ek kan dit obviously nie vir die beradenis sê nie. Maar dan praat die persoon oor sy besigheid, waar besigheid, dan kom die Here en hy gee wysheid oor 'n mediese kondisie en ek verstaan nie en ek huil saam met die persoon en ek tree saam in my binneste, ek huil saam en ek het nie antwoorde nie. En dan kom die Here in sy bonatuurlike goddelike wysheid sê, Steven, vertrou my.
volgende. Julle al agterkom ons opinies is nogal redelik belangrik. En dan kyk ons na situasies in die wêreld en oor die regering en goeters en dan kom ek met my opinie oor die Olimpiese spele. Ek sien van julle hierdie post gelike wat ek gesê het, maar want ek het net gevoel ek moet iets sê. Dis kan nie verstaan nie, dis ongoddelik. En dan kom ek met my opinie. En dan kom die Here en hy's getrou. En hy sê, Steven, ek hoor jou opinie. Ek gaan jou seën met meer. Ek kom met my genade en ek deponeer my wysheid binne in jou. Ouerskap. Het julle al agtergekom? Ouerskap is maklik. Dan word jou kind gebore en die van julle wat moed het vir 2, dan kom jou tweede een. Die wat julle moed het vir 3, dan kom 3. My dogtertjie het gaan oorslaap by 'n gesin van 4 kinders en ek dink vir myself, joh, wel dan. Ek weet in die vroeë jare was die gesinne nogal baie. Was 5, 6, 7, 8 kinders. Yes, wonderlik. Prys die Here vir julle. Ek het net kans gesien vir 2 en hulle is al klare hand van. Dan kom ek met my bietjie wysheid en kennis. En dan kom die Here en hy's genadig en hy sê, Steven, moenie worry nie. Hey, ek sal jou help. Ek sê, so jy kan sien is ouerskap. En ek kom met my ouerskap, my bietjie, my 5 broodjies en my 2 visse en ek sê, Here, dis wat ek het. Hierdie is my opinie, hierdie is my kennis, hierdie is my beroep. En die Here kom en ek kan met my bietjie beroep, kennis of wat ek dink, die papiere teen die muur, wonder ek, kyk hoe slim is ek en dan kom die storm en hy slaat my plat en ek besef, haha, jy weet niks. Maar dan kom die Here se genade. En die laaste een wat ek het, huwelik. Ek het gedog, yes, like it. Ek weet hoe om 'n man te wees. Ek weet, jy moet jou vrou lief hê, sy gaan jou voete masseer, sy gaan jou rug kielie, sy gaan vir jou bordjie kos maak, sy gaan jou lief hê altyd, sy gaan nie met jou bestry of beklei nie, en die huwelik gaan wonderlik wees, en ek sit hom aan neer. Daar's jy. En dan kom die Here en hy sê, hey, hallo, huwelik. Die huwelik is 'n bietjie meer as net voete vry 40 kg. Gelukkig hou ek nie van voete krappie, want vraggies, dit is te kielerig. En hoeveel keer sal ek en jy in ons menslike kennis kom en dinge doen in ons huwelik? Nee, moenie worry nie, Here, staan u terug. Staan, is alright, moenie worry nie, ek het dit, I've got this. En ek gaan voort. Selfs dalk in my beroep. Here, my besigheid, moenie worry, ek verstaan nie. Here, ek weet, u was nooit getroud nie, so dis alright, ek weet, u verstaan nie so lekker nie, maar dis alright, ek het dit. Of in my beroep, Here, u het nog nooit 'n besigheid gehad nie, dis alright, staan u terug, dis alright. Wow. Here, in my ouerskap, u het nog nooit kinders gehad nie, biologiese kinders nie. Jy ooit aan gedink, Jesus het nooit kinders gehad nie, biologiese kinders. Weet hy om 'n doek te ruil? Weet hy om 'n neus uit te suig met 'n stofsuier? En ek bedoel dit met respek, hoor my hart vanmôre. Maar het julle al agterkom dat ons kan so maklik God beperk in ons menslikheid. Want Here, wat weet u? En dan herinner ek jou aan waarmee ek oopgemaak het. By the way, stofsuier suig, jy kry 'n apparaat wat jy opsit, so asseblief. Ek gee nie ouerskap advies nie. Jy kry 'n pyp met so 'n ding wat die suig minder maak. In elk geval, my swaar het dit gedoen, gedink ek sal dit nooit doen nie. Toe word ek pa, maar in elk geval, so toe het ons. En hoeveel keer, soos ek nou gesê het, Jesus was nie 'n visserman nie. Hy het nie vir SARS gewerk nie. Hy het nie die mediese veld geken nie. Hy het nie sy eie besigheid gehad wie se deure hy moes oophou nie. En tog volg hierdie manne hom, want hulle het besef, hier is wysheid en 'n goddelike kennis, goddelike ouerskap, goddelike opinies, goddelike kennis, wat alle verstand te bowe gaan. Dit gaan nie oor 'n posisie of 'n titel nie. Dit gaan oor my rol. En Jesus kom en hy verklaar die volgende in Jesaja 55 vers 7 en hy sê verder aan: laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God
want hy vergeef menigvuldig. En kyk hier vers 8, wat my so kosbaar is. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here, vers 9. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. En hierdie skrif, baie bekende skrif, en ek glo meeste, indien nie almal al hierdie skrif gelees het nie, wil ek hom sterk herinner en beklemtoon vanmôre. Ek en jy met ons druppel kennis, ek en jy met ons bietjie kennis van ouerskap, of ons opinies, of ons beroep, ensovoorts. Ons kan dit na die Here toe bring. En ek en jy met ons besigheid, selfs met ons finansies. Here, dit is gesny, nou wat nou? Here, ek het skuld om te betaal. Here, ek moet kos op die tafel sit. Here, wat nou? En die Here kom en hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Ons kan nie God in 'n boksie plaas in die gemeente. Ek en jy kan nie sê, dit is hoe God voorsien, of dit is hoe hy genees, of dit is hoe hy X, Y en Z doen nie. Jy al agterkom, en die Here oortref gewoonlik jou gedagtes. Soos ek sê, toe ek aansoek gedoen het vir werk, het ek in Klerksdorp aansoek gedoen, en die Here sê, nee, Kimberley. En ek het beklei met die Here, want hier is baie gate. En ek het sê, nee, asseblief, ek wil Klerksdorp toe. En die Here het gesê, nee, en toe beklei ek oor Weskaap, toe sê ek ook die Weskaap toe. Toe sê hy ook, nee, want die stommers moet ondersteun word, hulle het 'n bietjie hulp nodig. Maar gelukkig speel hulle nou almal vir die bokke, so dis alright. Julle mag maar amen sê. Die Here het hierdie geneigtheid om jou gedagtes te oortref. Dink gou vir 'n oomblik, en ek praat nog steeds oor hierdie titel storms, dink gou vir 'n oomblik aan 'n man soos Dawid. Ons praat baie van hom en ons verwys baie na hom, maar dink gou vir 'n oomblik aan sy storm. Hy het nie gevra vir die oorlog nie. Sy pa het hom gestuur na sy broers toe. So met ander woorde, hy was nie in die emosionele verstaan dat hy gaan na die oorlog toe om aangetrek te word, 'n klippie te vat met 'n slinger en dan voor 'n reus te staan toe kom nie. Sy gedagte was, kom ek vat die kos, ek vat dit vir my broers, that's it, dan gaan ek net hier omdraai en huis toe gaan. En ewe skielik van 'n draer van kos met, hoorie hierso is vir julle ietsie, word hy, Dawid, die held van daardie oorlog. Het jy al ooit so daaraan gedink? Hoeveel keer is ek en jy in omstandighede en ons vra nie daarvoor nie. Iemand stuur jou of iets gebeur. Die ekonomie, dit druk jou in 'n rigting. En wat ek en jy sien as 'n hulpelose saak, kom die Here en hy draai dit om in hierdie getuienis waar jy die held is. 'n Saulus, wat 'n moordenaar was. Hy het nie gevra om in daai ontmoeting te hê op die Damaskuspad nie. Inteendeel, hy het actually nog met die papiere, die toestemming om die Christene te vervolg, nog 10-10-1 in sy hand gehad. Die Bybel sê dit nie, maar as jy gaan kyk na die konteks, het hy toestemming gekry en hy moes toe die Christene gaan doodmaak. So hy het 10-10 nog die papiere in sy hand gehad. En wat gebeur? 2/3 van die Nuwe Testament wat hy geskryf het, lees ek en jy van 'n moordenaar af. En hoeveel keer sal die storms kom? En weer eens, goed waarvoor is hy gevra het en die Here kom en hy swaai die hele situasie om. Jona, die eerste man wat in 'n lewendige duikboot gery het. Hy wou vlug. Hy wou nie daar wees nie. Steven, ek stuur jou Kimberley toe. Nee, ek weier. Ek sal sat in Kroonstad. Nou maar toe, dan bring ek die duikboot. Watertaxi. 3,5 miljoen mense stap in die wildernis in. Moses. Hy het nie gevra daarvoor nie. Nou wat nou? Hier kom die storms. Nou wat nou? Here, ek het nie gevra hiervoor nie. En tog kom die Here en hy voorsien. 'n Kruik met 'n bietjie olie maak klomp kruike vol olie. Soveel so dat daar nie genoeg kruike was en die Here kom en hy bring 'n wonderwerk. Soos ek sê, ek kan praat van SARS in die vorm van Matteus en tot SARS dien vir Jesus. Tot die leeu's wat veronderstel is om roofdiere te wees word 'n kombers vir Daniël. Hy het 10 baie lekker geslaap. 'n Maagd, 'n vrou wat nog nooit by 'n man was nie, baar Jesus. En sy het nie daarvoor gevra nie, die omstandighede, maar Here, ek was nog nooit by 'n man nie. Tog kom God en hy gebruik haar, 'n leë kruis, raak die simbool van oorwinning vir ons as God se kinders. En dit bring my by vanmôre se hoofteksvers in die boek van 2 Korintiërs 12.
Ek hoop jy het elkeen gaan lees en verklaar die volgende vers 9. En hy, met ander woorde Jesus, het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. En daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolging en benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Wanneer ek swak is ek sterk. Hoekom? Want dan staan ek terug, dan staan ek eenkant toe en ek sê, Here, hierdie is nou in u hande. Ek kan nie. Ek weet nie meer hoe nie. En dan sê die Here, dis nou wat ek kan oorvat. En dis waarom ek wil bemoedig vanmôre gemeente. Soos ek sê, ek en Pastor Ben en Pastor Ria en Pastor Harry, ons bestuur en selfs ons as gemeente, ons kan mekaar bemoedig en vir mekaar bid. Maar ons loop nie in jou skoene nie. Verstaan nie wat dit is om 'n besigheid se deure te probeer oophou nie. Verstaan nie wat dit is om die mediese veld te betree en jy het mense wat nie in God glo nie en jy weet jy wil net vir die man bid en hulle wys jou weg nie. Verstaan nie die omstandighede dalk met jou mediese kondisie nie. Waarom nou? Hoekom dit? Hoekom? Soos Pastor Ben se gesondheid, ons verstaan nie. Ons weet nie. Hoekom 'n jong vrou wegvat van 37? Hoekom 'n jong man wegvat van wat is Jason wat is nou onlangs wat geskied is? Hoekom? Dit is so onnodig. Ons weet nie. Maar dan weer eens, en dan kyk ek na hierdie prentjie van die voeltjie, dink ek myself, Here, ek hou vas in U. Dit bring my net, ek wil 2 sleutels vandag by U los. By die eerste sleutel wat ek vanmôre aan U wil gee is herinnering. Die storm is groter as ek. Die storm is groter as ek. Weer eens wil ek julle herinner, ek en jy kan kom met ons bietjie kennis. Maar wanneer ek en jy tot die besef kan kom om te sê, maar hoorie, hierdie storm is groter as ek. Ek gaan hom nie kan oorwin nie. Dis dan wanneer die Here sê, hey, wanneer jy swak is jy sterk. Soos ek sê, hierdie voeltjie, as jy weer daai voeltjie vir my kan opsit. Daar's reën wat val. Daar's 10 teen 1 wind wat gewaai het. Die koue is om hierdie voël. Die haal of die sneeu wat val. Hoe lank gaan daai wind waai? Ons weet nie. Hoe lank gaan die reën val? Ons weet nie. Hoe koud gaan dit wees en gaan ek dit kan oorleef? Ons weet nie. Maar al wat die voeltjie gedoen het is, hy weet sy vere beskerm hom. Hy weet om sy kop so af te trek, hy sal oorleef, hy moet. En ons gaan deur hierdie storm kom. En soos ek sê, terwyl ek hierdie foto kyk, ek kan nie onthou hoe lank ek na die foto gestaar het nie. Maar dit het vir my soveel waarde gedra in my eie gees en my eie hart met storms wat ons huidigelik ervaar. En dink ek, Here, ek trek net my kop plat. En ek sê, Here, U is groter as ek. U is groter as die storm. Ek wil jou vat na 'n paar mense toe en ek wil jou beklemtoning lê op wat hulle verklaar het oor hulle storms. Kyk gaan na die eerste, na Maria. Maria het gesê, en die engel kom by haar en hy sê vir haar, jy gaan 'n babatjie hê. En sy sê vir hom, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? Hoeveel storms het jy nie al te staan voor gekom het en jy ervaar, hoorie, maar dit is wat die Here sê, en dan dink jy by jouself, maar dit kan nie wees nie. Steven, jy gaan Kimberley toe. Nee, dit kan nie wees nie. Steven, jy gaan eendag trou. Al Here, hoe gaan ek vir daai vrou sorg? Steven, jy gaan eendag pa wees. Here, hoe maak mens kinders groot? Wanneer ruil jy hulle doek? 24 uur, 48 uur later, soos by ons wat 16 ure later, 12 ure later, 7 die oggend gebore, 3 daai middag, wanneer ruil mens hulle doek? Môre, oormôre, ek weet nie. Volgende een wat ek nou wil vir my verwys is Moses. Onthou, hier redeneer Moses met God en hy sê, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister of van eergister of van dat U met U knegt gespreek het, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Nou wat Moses eintlik hier vir die Here gesê het, Here, ek kan nie eens praat nie. Hy het 'n hakkel gehad. So hy kon nie ordentlik praat nie. So die Here kom en hy gee die opdrag en Moses onmiddellik kyk na sy bietjie kennis, na sy bietjie wysheid, na wat hy het en sê, Here, maar dis nie genoeg nie. Abraham. Maar Abraham en Sara was oud. Ver op hulle dae. En onthou, dit was Abraham was ongeveer 75 by hierdie belofte.
Dit beteken, Sarah was omtrent so tussen 60 en 65. So daar's nog hoop van julle, asseblief. Renée, ons gaan nie nou ophou nie. Alright, Dunay, nee. Okay, nee, kyk. Milan, nee, okay. En Abraham is gevorderd. En selfs hy het gesê, Here, maar ek is oud. Hoe? Kyk na Dawid, toe sy hele weermag voor hom teen hom draai. Dawid het dit baie benoud gehad. Onthou sy hele weermag het teen hom gedraai. Want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Want die siel van die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogter. Nou hoekom? Onthou, hulle kom net van die oorlog af, kom by hulle eie stad, happy, hulle het sopas die oorlog gewen, en hier kom die manskappe by hulle huis aan en sien, maar die vrouens en die kinders is allemaal ontvoer. En ewe skielik, waar Dawid hulle net oorwinning gelei het, ewe skielik draai hulle teen hom en sê, wel, dis jou skuld, dis vir jou nou stenig. Tweede laaste enetjie, vrou in bloedvloeiing. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneesheer gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het. So sy het letterlik alles verloor. Sy het in haar kennis, waar is jy? Hier is hy, daar is sy. Sy het in haar menslike kennis, het sy haar moeite probeer doen om te sê, maar ek gaan hierdie geneesheer doen, en daai ene toe, en oral moes sy betaal, en die bankrekening raak leeg, en die besittings raak minder, en sy raak moedeloos, en sy begin 10-1 klein gelowig raak. So in haar eenvoud, kom sy na die Here toe, na mense toe, en sy soek hulp, die laaste een is selfs Jesus, en toe hy in 'n sware stryd was, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels, wat op die grond geval het. Selfs Jesus was so angsbevange, en het is medies bewys dat dit kan so wees. Dat as jy soveel angs, soveel benoudheid ervaar, jou vel dunner raak, en jou bloedvate, jou are, kan letterlik bloed deur laat syfer. So hierdie was letterlik. En selfs Jesus was in hierdie benoudheid om te sê, Here, asseblief, ek weet wat voor lê, maar ek vra U om hulp. Daar is vele voorbeelde wat ek vandag kan aanhaal, en ek wil, soos ek gesê het, al die manne en die vroue van God het hierdie spanning en seer en angs ervaar van die storms rondom ons. Ons natuurlike mens is beperk deur natuurlike sig, maar ons ewige gees en siel onder die genade van 'n onbeperkte koning, vir wie alles moontlik is, kan ons onder die Here kom en ons kan genadig onsself onderdanig verklaar en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Here, nie my bietjie kennis en opinies en al hierdie goeders nie, maar U wil. Hier is my besigheid, hier is my huwelik, en laat my gehoorsaam wees aan die woord. Want kyk wat het Maria verklaar. Dink terug aan die mense wat ek nou van gepraat het. Maria sê, hier is U diensmaagd. Sy het net gesê, ek was nog nooit by 'n man nie. Die volgende oomblik besef sy, hey, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my bietjie kennis nie. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan, volgens U woord. Here, ek kan nie meer nie. Ek bedoel, dit is fisies onmoontlik. Maar laat dit wees volgens U wil. Moses, onthou, hy kon nie praat nie. En die Here antwoord hom en hy sê, wie het vir die mens die mond gemaak? Of wie maak stom of doof? Of siende of blind? Is dit nie ek nie? Gaan dan nou heen en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. En Moses moes onderdanig vir homself verklaar aan die Here en sê, Here, nie ek nie, ek kan nie praat nie, ek kan nie eens met mense praat nie, hoe in die lewe moet ek met 3,5 miljoen mense kan praat? En die Here sê, ek sal jou leer. Abraham, en ons ken die storie, hy's ver gevorderd in jare, en die Here het Sarah besoek soos hy beloof het, en die Here het aan Sarah gedoen soos hy gespreek het, en Sarah het bevrug geword, en vir Abraham, in sy ouderdom, 'n seun gebaar, op die bepaalde tyd wat God genoem het. Met ander woorde, die Here het gekom en hy het sy belofte vervul. Hy het sy woord gespreek en gesê, soos wat ek gesê het, so sal dit wees. Dawid het homself versterk in die Here. Nie een mens nie, want waarheen moes hy gaan? Almal was teen hom. Maar hy het homself versterk in die Here. Die vrou van bloedvloeiing, wat het sy gedoen?
Sy, met ander woorde die vrou, het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Sy het in die geloof, nie volgens menslike geloof nie, maar volgens die goddelike geloof het sy gesê, Here, as ek net in die kleed raak, weet ek sal U my gesond maak. En die laaste ene, wat Jesus self verklaar het, hy het gesê, Here, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Here, nie my wil nie, en ek dink dit is een van die moeilikste dinge om te verklaar. Here, ek kan in my menslikheid, ek kan in my bietjie kennis, menslikheid, wil ek voortbeer, want onthou, ons hou daarvan om 'n beheer te wees, né dames? Né dames? Né dames? Ons wil in beheer wees. OK, en manne, ons wil in beheer wees. Né manne? Nee, ek sê nie die vrouens met namens julle antwoord, net die manne kan antwoord. Ons wil in beheer wees. Jy wil weet wat kom. Jy wil weet, dis hoeveel geld, dis die budget, dit gaan ons koop. Totdat die vrou die kredietkaart in die hande kry, prys die Here, my vrou het haar eie een. Sy betaal hom. En in my menslikheid kan ek hierdie pogings aanwend. Maar geloof natuurlik, wat hierdie uitdagende proses omtyds is om te sê, Here, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Ek wil jou herinner aan die gedagte wat ek verlede week gebring het rondom die woord baethos. En weer eens, hierdie woord wil ek beklemtoon vanmôre. Baethos wat beteken, die Here staan letterlik en wag en sê, oomblik as jy skree vir hulp, is ek daar. Die vrou in bloedvloeiing moes na Jesus toe kom. Maria moes haarself onderdanig verklaar en sê, Here, hier is ek. Dawid moes hom versterk in die Here. So hy het nie teruggesit nie, hy het hom versterk in die Here. Maria het nie teruggesit nie, maar sy het gesê, hier is ek. Jesus het nog steeds gegaan en hy was in gehoorsaamheid, het hy gesê, Here, nie my wil nie, maar U wil, ek vertrou U. Ek en jy moet op 'n punt kan kom waar sê, Here, ek roep uit na my helper, my baethos, en ek weet U sal met my wees. So nommer 1, die storm is groter as ek, en die laaste een waarmee ons die vliegtuig land vanmôre is, die storm maak my sterk. Die storm maak my sterk. 2 Korintiërs 12 vers 10, en dit is wat ons sleutelvers was, maar ek wil hierdie gedeelte weer beklemtoon, want as ek swak is, dan is ek sterk. Jy sal onthou, ek het so 'n paar maande terug, ek het 2 stoele hier gehad, en ek het by die manne TT het ek dit ook aangehaal, en hierdie gedagte begin weer op my maal, en ek het so 'n baba fotootjie, ek kan die eerste een opsit. Nee, dis nie ek nie. Die vorige een was actually Elizabeth. Ek het haar toestemming gevra. Hey, gaan een terug. Daar's ook een nie julle. Ek het my vrou toestemming gevra. Volgende enetjie. Daai laaitjie. Het ek al baie keer gewonder, as ek daai blonde kop, by the way, ek was actually blond toe ek gebore is, en ek was nog lank blond daarna. As ek daai laaitjie op 'n stoel langs my kon sit, en in daai blou oogies kyk, so ek vir daai laaitjie gesê het, hey, alles sal okay wees. As ek vir julle moet vertel, en weer eens asseblief, ek soek nie simpatie nie, want die Here, soos ek sê, die skrif wat ons vandag lees, ons hoofteks wat sê, wanneer ek swak is ek sterk, het die Here gekom en my kom herinner aan die wonderwerk en die voorsiening ensovoorts. Want daai klein seentjie het by sy ouma gebly, en ek onthou elke Vrydag, dan kom my ma van Grabouw af strand toe, dan kuier sy saam met my, en die Sondagmiddag moet sy my eers in die slaap maak voordat sy kan ry, want anders skree daai kind, en hy huil, want sy mamma verdwyn dan nou weer, so ek wou nie meer slaap nie. Nou slaap ek lekker, so ek haal in, maar want hy laat hy wou nie slaap nie, want hy het geweet, die oomblik as ek my oë opmaak, is mamma weg. As ek in daai blou oogies moes kyk, en daai seentjie sê, al die geboelie, die depressie, die lae selfbeeld, daai gevoel van, jy's niks werd nie, jy sal niks bereik in die lewe nie, dan sal ek langs daai seentjie wou sit, en hom net so op sy skouer vat, en sê, hey, Steven, alles sal okay wees. Ek sal nooit vergeet hê, self toe ek ouer was, ek weet wat dit is om kospakkies by jou voordeur te ontvang. Jy is op skool en volgende week staan die kos by jou voordeur en jy as kind, as skoolseun verstaan nie hoekom nie. As jou ma met 2 soutkoekies op die bord speel en 'n worsie en sy maak vir jou 'n gesiggie en jy dink, ja, dis oulik.
'n gesig in jou bord, minimaal is daai 2 soutkoekies in die worsie, dis jou aandete, daar is nie iets anders nie. Waar jy hoeveel geboelie en groepsdruk en alles moes ervaar, en selfs met die ouer word, as ek 'n jong man, die student moes langs my sit in daai uitdagings. En nou dat ek ouer is, en ek my hand op daai jong man kon sit en sê, en ek kyk om sy blou oë en ek sê, alles sal oukei wees. Hoeveel te meer as jy dink aan jou eie lewe, hoeveel te meer kom die Here en hy sit nie sy hand op jou skouer en hy sê, hey, alles sal oukei wees. Dit gaan oukei wees. Jy nie ook net jou man of jou vrou langs jou tik en sê, hey, dit gaan oukei wees. Wanneer laas het jy vir jou vrou of jou eggenoot of jou dogter of jou seun gesê, alles gaan oukei wees. En in die geloof, ek en jy dit kan spreek. Soos ek sê, ek kan nie namens jou praat en ek verstaan nie waartoe jy gaan nie. Maar wat ek wel weet is dat ons elke dag met 'n pen in ons hand staan. En ek en jy skryf ons getuienis. Het jy al ooit so daaraan gedink? Jou besigheid se uitdagings, jou huwelik se uitdagings, jou depressie waarmee jy heidaglik dalk sukkel, jou hartseer, jou pyn, jou verlies. Jy en ek sit met die pen in ons hand. En gaan ek en jy na die ouer self van ons kan kyk en eendag kan terugkyk op ons eie lewens en vandag kan sê, hoorie, jy gaan oukei wees. Of gaan ek en jy toelaat dat die storms ons oorweldig. Romeine 8 verklaar die volgende, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Nou kyk na die volgende vers, en hierdie is die sleutel hierso. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet. Nou vanmôre, en dis 'n retoriese vraag, het ek en jy nog God waarlik lief? Woord verklaar, van hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Het ek en jy nog God se woord lief? Het ek en jy nog sy hart lief? Sien ek en jy nog uit na die toekoms, of staan ek en jy soggens op met hierdie straf en hopelose gevoel? Of kan ek en jy vanmôre verklaar, Here, ek weet alles gaan oukei wees, want U is in beheer. Here, die storms gaan kom, die reën, ek weet nie hoe lank dit gaan reën nie, ek weet nie hoe koud dit gaan word nie, ek weet nie hoe hard die wind gaan waai nie, ek weet nie hoeveel sneeu en al ek nog moet vat nie, maar alles gaan oukei wees. 2 stellinge wat die Here my onlangs mee geseën het was, en ekskuus is in Engels, die hemelse taal, don't let an omnipotent God. Wat beteken omnipotent? Almagtige God. Omniscience is alwetend, all-knowing. Omnipotent beteken almagtig, vir wie alles moontlik is. Do not let an omnipotent God be limited by temporary insignificancy. Dit beteken hierdie aarde is tydelik. Kom ek en jy in die geloof, vertrou God met die verklaring dat God is almagtig. En ek gaan nie hom met my menswees beperk nie, maar ek sal toelaat dat hy kom doen wat net hy kan doen. En die laaste stelling daar is perseverance outweighs the reasons to quit. Wanneer ek en jy deursettingsvermoë toepas, sal dit die redes om op te gee uitoorlê. Wanneer jy voel jy kan nie meer nie, wanneer jy voel dit raak te veel, wanneer jy voel, hoorie, Here, regtig, hierdie deure wil net toe van die besigheid en ek sukkel om hom oop te hou. Here, my vrou, wat U my gegee het, maak my grys. Of my man, hy maak my grys. Maar Here, ek druk deur, want ek kies om hulle lief te hê. My kinders, ek kies om vir hulle te bid en lief te hê. My besigheid, ek kies om dit op te dra aan die Here. My werk, my kennis, my gawes, my talente, ek kies om dit oor te gee aan die Here. So in afsluiting vanmôre. Ek kan met die klavier en sê dankie. Soos ek in die begin genoem het, gemeente, ek en jy het nie beheer oor die storms nie. En dis 'n vreesaanjaende gedagte.
Want ek weet ons hou daarvan om beheer te wees. Ons wil, ek is ook so. Ek hou nie van onsekerheid nie. Ek wil weet, dis die salaris, dis die uitgawes, dis wat ek oor het, dit is wat ek kan spandeer. Daar is 30 dae, kom ons sê daar's R2000 oor, gedeel deur 30, so ek kan R80 'n dag spandeer. Moenie oor dit gaan nie. As ek R60 spandeer, het ek môre R100. Ek dra dit oor. Dit klink weird, maar ek pys myself. Want as ek in die winkel instap en ek soek biltong, maar my budget is R80 en as R200, dan weet ek los die biltong. My pen sê ook los op. Want hy raak al hoe groter. Maar biltong bly lekker saam met rugby, nee. Ons het nie beheer oor die reën en die storms in die gemeente. Ek en jy het nie beheer oor die ekonomie nie. Ek en jy het nie beheer oor die regering nie. Ek en jy het nie beheer oor die haal en die sneeu wat gaan kom nie. Want raai wat, hierdie storm wat jy raak nou in jou lewe ervaar, gaan nie die laaste een wees nie. Ek het al baie keer met die Here geworstel en gesê, Here, ek het nou net deur 'n storm gekom, nou moet ek weer in die volgende ene inklim. Regtig? En ek het op baie punt moes kom waar ek myself herinner dat die storm is groter as ek. En dat ek myself net onderdanig moet verklaar aan die Here se wil. En die laaste een vanmôre, ek besef, en soos ek genoem het van die klein blonde seentjie met die blou oogies, wat ek nogal sal like om langs my te sit, daai klein Steven, dink ek was so 3 of 4 jaar oud, dan moenie die foto opsit nie, julle het genoeg gekyk aan hom. As ek daai seentjie kon langs my sit en my hand op sy skouer sit, net kon sê, alles gaan oukei wees. Ek weet jy ervaar dalk nou boelie, of jou ma's nie hier nie, as gevolg van omstandighede, jou pa's oorlede, dis fyn. Jy gaan oukei wees. Want daai getuienisse van jou afwesige pa, van 'n ma wat haar arm stompies gewerk het, ek het die grootste liefde en respek vir my ma, en ek het dit al soveel keer gesê. Maar ek wil haar weer eer vanmôre. Want ek het toe nie verstaan nie. Ek het nie, my ma's weg, dis wat ek nie verstaan het nie. Maar soos wat jy ouer word, dan besef jy, sy moes werk, om die pot aan die kook te hou. Die geboelie het my sterker gemaak om te verstaan dat ek gaan nie my identiteit in titels of in mense plaas nie, maar in wat God van my sê, want jy is meer as oorwinnaar, Steven. Jy is tot alles in staat, direk wat jou die krag sal gee. As ek vir jou moet sê hoeveel dom besluite ek al in my lewe gemaak het, maar dan kom die Here deur sy kennis en hy sê dis alright. Ek deponeer my kennis in jou. Dan sit ek in 'n beradingssessie en ek weet nie wat om vir die man of die vrou te sê nie. My gesig wys ek is die slimste ou, maar my hart sê vir my hardloop. Nou kom die Here deur sy bonatuurlike kennis en wysheid en hy gee wysheid. Ek ken nie jou omstandighede in die gemeente. Die storms gaan altyd daar wees. Maar ek het hoop in Christus Jesus. Jy het hoop in Christus Jesus. En al is dit al woorde wat jy vanmôre onthou. Ek weet nie hoe nie, maar alles gaan oukei wees. Want ons aanbid 'n koning wat dit beloof. Want hy sê ek gaan terugkom en ek gaan jou kom haal. Ek sal voorsien. Kyk hoe sorg ek vir die voëls, kyk hoe sorg ek vir die blomme in die veld. Ek gaan voorsien. Dalk nie op jou manier soos wat ek en jy dink nie. Maar ek gaan voorsien. Ons het vanmôre die voorreg. En soos ek sê, selfs Jesus wat op daai punt moes kom om te sê, Here, asseblief hierdie beker, laat dit van my verbygaan. Asseblief. Maar Here, nogtans, nie my wil nie, maar U wil. En dit is te danke aan daai uitering. Dit is te danke aan daardie verklaring dat ek en jy vanmôre hierdie kan gebruik. Dit is te danke aan iemand wat bereid was om sy storm eenkant toe te skuif en te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Jesus was bereid om sy storm, sy kop plat te hou en te sê, Here, laat hulle wat hulle moet doen. Hy het selfs vir Judas gesê, gaan doen wat jy moet doen, want hy het geweet, dit is tyd. Hy het tot Petrus wat hom verloon het, hy gesê, jy gaan my verloon. Hy het dit geweet. En tog kom hy en hy sê, my liggaam is nog steeds vir jou gebreek. Hy het Judas se voete ook gewas, by the way. Hy het Petrus se voete wat hom verloon het ook gewas. Hy het selfs aan die kruis gehang en gesê, Here, vergewe hulle. Daai woorde, wow. 'n Koningskind, die seun van God, hy hang aan die kruis, het hom so pas geslaan en sy lewe is besig om hom uit te loop en hy sê nog steeds, vergewe Here,
want hulle weet nie wat hulle doen nie. Met ander woorde, hulle verstaan nie nou nie. Maar dan kom daai woorde wat ek sopas met jou gedeel het om te sê, alles gaan oukei wees. Alles gaan oukei wees. Maar dit kom nog steeds op neer, onderdanig in die Here, en laat toe dit in jou hart woon. Ek wil vir ons bid vanmôre, die tafels is oop, sal u as gemeente asseblief die gesinne en families bedien met die woord van liefde, met die druiwesap en die broodjie en dalk miskien ook 'n vriend of iemand wat naby staan, wil jy nie dalk net 'n tyd vat en net vir 'n paar minute vir hulle bid nie, en hulle bemoedig met daai woorde, alles gaan oukei wees. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie, alles gaan oukei wees. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om vanmôre hierdie woord te mag deel, en Here, ons weet dat die storms is nie lekker nie. Dit is nie lekker om deur dit te gaan nie, want ons vrees en angs en twyfel, Here, wat so vinnig wil opstaan. Maar Vader, in ons menslikheid, kom verklaar ons vanmôre, Here, dat ons vir onsself onderdanig aan die woord verklaar, mag U waarheid seëvier. Mag U kom deur die bonatuurlike leiding, ons as gemeente beskerm, ons as gemeente toevou, die storms tot bedaring roep. Die storms tot bedaring roep en die uitweg vir een en elkeen van ons gee in ons eie unieke omstandighede. Dankie vir die woord, wees hierdie naprediker en ook, Here, die bediening nou met die nagmaal. Mag U in ons harte inspreek tot die eer in Jesus Christus se naam. Amen. Amen.